Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Dit is lekker om saam met jou te kuier in die bitterkoue mense. Luister, ons is besig met 'n rit. Ons weet mens van dit en ons praat. Mense vir 6 maande, ons het nog nie 'n ander boodskap gehad nie. Ons kan nie, want die Heilige Gees gee ons soveel openbaringskennis. In die boodskap van rit, my mens, dit is, nee, kyk die Heilige Gees, nee, hy ruk vir hom oop, my dierbare, jy sal weet, dit is nie net 4 boeke het hy nie, so we're very excited, maar ons het laasweek 'n bidtier of 2 weke terug toe ons 'n bidtier gedoen op ons radio, en hierdie skrif het my net gebless, mense. Ek het in ons zone groep gesit, en ek wil dit vandag saam met julle deel. Dit is net iets wat vir my, jy weet die binnekant, hy move man, hy move jou, en ek wil dit graag vandag deel met ons as kinders van die Here. Want baie keer gaan 'n mens deur moeilike tye. Ek dink ons almal gaan deur baie moeilike tye, en ons gaan deur tye wat jy voel, Here, is U nog hier? Hoor U my, Here? Ons almal ken dit. Ons almal weet daar is moments in 'n mens se lewe waar dit voel jou tong hang uit in die gees, want jy kom deur die rivier met dierbare, jy kom deur die kookhitte, en jy voel jy wil jou knie wil ingee, en ons almal ken dit. Maar ek wil vandag vir iemand motivate, ek wil jou bemoedig om vir jou te sê, my dierbare, jy moet uithou en jy moet aanhou. Weet jy, daar's een ding, en ek is nog nie, is nog nie 'n vrees vir enigiets nie, maar ons as kleerling mense, ons het 'n manier, as jy klaar deur die ding gekom het, dan maak jy grap oor jouself. Ek ken mense die bus het hulle omgestamp, het hulle net, dat hy been net klaar gesond is, dan lag hulle op hulle self hoe die bus hulle omgestamp het. En weet jy wat, dit is actually eintlik hoe ons die lewe moet vat om te sê, dat weet jy wat, die blydskap van die Here bly my beskutting. So ek lag nie vir die ding nie, ek lag vir dat die Here my uitgebring het. Dit is nog steeds my blydskap om hier te doen. En weet jy wat, om blydskap te hê en om joyous te wees oor die goed wat die duiwel wil gebruik het om jou uit te haal, is 'n klap in sy gesig. En want weet jy wat, it just shows again, ons staan elke keer op wanneer die duiwel kom vir ons, dan lig God ons weer op. En dit is wat hierdie skrif is omtrent, as Jesaja 35, en dit sê, en ek gaan nou in Engels lees, maar gaan hom vir jou in Afrikaans deurgee, sê, die heading sê, Zion's joyful future, en dan sê ek sommer Chantal's joyful future, sê sommer jou naam maar binne-in, want jy moet dit persoonlik maak. Hy sê, the wilderness and the dry land will be glad, the Araba, the desert will shout in exaltation and blossom, like the autumn crocus, it will blossom abundantly, and rejoice with joy and singing. The glory of Lebanon will be given to me, the majesty of Mount Carmel and the plain of Sharon. They will see the glory of the Lord and the majesty and the splendor of our God.
Hier is hy. Encourage the exhausted and make staggering knees firm. Say to those with an anxious and panic-stricken heart, be strong and fear not. Indeed, your God will come with vengeance. The retribution of God will come, but he will save us. Ek wil gewoon net daar stop. Hy sê, the wilderness and the dry land will be glad together. Hierdie hoofstuk is geskrywe vir iemand wat in 'n moeilike tyd is, wat sê, my mens, ek is in die wilderness, ek is in die desert, het gaan met my woes. Hulle sê, daar is niks, dit is kokend waar ek is, dit is moeilik, dit is, alles draai teen my, die yster het gebreek, toe breek die microwave, toe gee die ketel ook in, is die tyd my dierbare. Ek praat van, jy een dag stap jy werk toe en almal is happy en die next môre toe jy instap toe praat niemand met jou nie. Ek praat van daar's 'n kinderstorie in die familie en jy kan jou vinger daar opsit nie. En jou naam is een wat hulle noem en jy weet waarvan af dit kom. Jy het geen idee nie. Ek praat van jy voel isolated en jy's op jou eie en jy word daar agtergelos en dit voel net Here wat gaan aan. You know what I mean? Dit is daai ding. Maar dan bemoedig hierdie hoofstuk ons mense, vat Jesaja 35 vir jou, skryf hom op die tafel van jou hart, want hierdie hoofstuk bemoedig ons, en ons almal het bemoediging nodig op die pad waarop ons is. Hy sê, hy gaan bloeisels bring vir jou, 'n nuwe bloeisel in jou wildernis seisoen, in die desert waar jy is. Hy gaan 'n bloeisel laat uitkom, dat jy besef, dat die Here is God, en weet jy wat, dat net die Here, en hy praat van 'n spesifieke bloeisel, hy sê, the Araba desert will shout in exaltation and blossom, like the autumn crocus, it will blossom abundantly. Hierdie crocus, het is nie iets wat jy enige plek anders kan kry nie. Die Here gaan jou spesifiek ontmoet in hierdie wildernis seisoen. Ek gaan dit weer sê, die Here gaan jou spesifiek ontmoet, want hulle kan gesê dit, and the blossoms, or the flowers, or the what, no, they says, and the crocus, wat hulle sê is, hierdie, wil amper sê, hierdie blom net daar, want dit is eintlik wat dit lyk so, as jy nou kyk na Newtville word genoem, the bulb capital of the world, wat beteken, as jy gesê dit, bulb capital of the world, dan beteken dit simpel, dit in Afrikaans, daar is goed wat groei in Newtville, wat nergens anders groei in die wêreld nie, daar is plante, daar is indigenous plante, wat groei, natuurlik groei in Newtville. Niemand het dit in die grond gesit nie, niemand het hy saad iewers gaan kry, of iemand gaan uitruk uit 'n land uit en nee, dit is 'n saad, is 'n bol, wat die Here God homself daar geplant het, en hy kom op, en is indigenous, en dit is eie aan die plek, eie aan die grond, eie aan die klimaat, eie aan die natuur. Jy kry hom nie anders nie, bulb capital of the world, jy kry met nergens nie, dit is nog net waar dit is, en dis die rede hoekom mense kom van reg rondom die wêreld, om te kom kyk in 'n plekkie wat ek altyd sal sê, 4 strate, wat my pa vanaf kom, en die Here stuur mense van heinde en ver, om te kom kyk, hoe lyk die bulb capital of the world, ons almal weet het. Nou sê die Here vir ons, ek gaan dat 'n krokus bloei, in die wildernis seisoen, waar jy jouself bevind. Hy sê, ek gaan seker maak, daar gaan bloeisels uitkom, kom ek breek het vir jou af, my dierbare, God gaan jou skerp maak, God gaan jou oplig, God gaan jou oprig, God gaan jou, ek wil amper sê, jou hele identiteit gaan verander, wanneer jy deur hierdie seisoen kom. God gaan vir jou 'n voice maak, God gaan vir jou oplig, hy gaan jou laat blom, jy gaan beter lyk as al die kere van jou lewe. Dieselfde Vaseline wat jy daai dag aangesit het, gaan lyk soos 'n R1000 se ointment wat aan jou gesig is, want die glorie van die Here gaan op jou wees. Dis die rede hoekom kinders van God, ons draai nie om in 'n wildernis en sê, nee Here, ek kan nie meer nie, ek gooi nou die handdoek in, ek raak nou afvallig, ek wil nie basie wyn. Nee my dierbare, dis die plek waar ek en jy sê, Here, nou moet ek nuwe krag kry, nou moet U my oplig, Here, ek bid dat U my bene sal versterk, ek bid dat U my kop sal oplig, ek bid Here, dat die min wat ek het, sal U vermeerder, ek bid Here, dat daar 'n bloeisel, ek sal die bloeisel word in die wildernis. U sal vir my 'n nuwe manier van praat gee, U gaan my 'n nuwe manier van lag gee.
You will give me the characteristics, the fruit of die vrugte van die gees sal ek dra in hierdie seisoen. As dit dan nog gekos het, dat ek hier deur moet kom, sodat ek kan kom in die volheid van die plan van God. Laat dit dan so wees, maar my mens, jy back jy op in jou wildernissie. En is dit maklik? Nee. Nie een van ons ek kan jou vandag sê. Ek het in my maand was vir my 'n moeilike maand, maar dit cross nie eens jou mind om te sê, ek gooi handdoek in die nee. Jy staan op, jy gaan vorentoe, jy face die ding head on, jy kom na hom toe, jy deel met die ding, jy al verstaan jy dit, dan is jy stil en dan weet jy dat God is. Dis hoe ons hierdie ding beklei. Want baie keer, as jy en ek so teleurgestel, ek wil jou gaan invlie, jy wil vir my invlie. Nee, dis nie hoe kinders van die Here 'n ding doen nie. Jy en ek moet rustig raak en God vertrou vir die uitkom van hierdie omstandighede. Hierdie hoofstuk het my geseën, mense. It really became a blessing to me. Hy sê, like in the autumn crocus, wat beteken, weet jy wat is die autumn crocus? Julle weet mos in autumn, in herfs, en nou hoor net hierdie ene. Herfs is nie 'n blaar wat groen is nie. Herfs is nie 'n blaar wat geel is nie. Herfs is 'n blaar wat verskillende kleure het. Herfs is 'n blaar, 'n bome, as jy bome kyk, gaan Google dit met dierbare. Dan sal jy sien, herfs is 'n blaar van bruin, rooi, verskillende rooie. Dan kyk jy na geel, jy kyk na 'n bruin, jy kyk na 'n roesbruin, jy kyk na man, jy sien kleure wat jy nie normaalweg sal sien nie. Nou noem hy dit is 'n autumn crocus, nou my mens. Het lyk nou vir my is 'n coat of Joseph move. Het lyk nou vir my jy het many colors op jou. God wants to bless you with multicolor. He wants to bless you multifaceted. So ek en jy is in 'n plek waar God ons multifaceted, you will be a multi-choice there will be multi-choice in you that God want to bring forth. God gaan jou nie los en jou laat daar, jy is 'n uitgedroogde blaar waar hy langs jy, nee, want onthou net, jy is geanker in hom in. So wanneer die autumn crocus is, het jy kleure, gaan God, weet julle, ek weet nie, ja, hierdie skrif really bless me. Weet jy wat, hy gaan jou maak, dat jy in verskillende plekke, in verskillende situasies, gaan jy 'n seëning wees. Jy gaan wees soos 'n blom wat kleure het. Jy gaan dan kan jy hier raad gee, dan kan jy daar advies gee, dan kan jy daar sing, dan kan jy hier preek, God will just bless you. God gaan net homself oor jou uitstort. Maar hierdie ding gebeur nie wanneer het gebeur in die desert, het gebeur wanneer dit met jou moeilik gaan, en het gebeur wanneer jy geanker is in die wortel Jesus Christus. Jy kan nie, dit is wat Johannes 15 sê, as jy nie in die wynstok is nie, gaan jou loot nie vrugte dra nie. So jy moet ingewortel wees, ingeanker word in die main root. Jy moet in hom in wees. Otherwise, 'n boom wat se takke nie connected is aan die wortel, gaan nie kan water trek nie, want die wortel trek die water. So ons trek uit die wortel, en wie is ons wortel? Jesus Christus. Ons is geanker binne in hom. So as ek dan 'n autumn crocus is, as ek dan 'n autumn blom is, as wat hy sê, dit is wat ek jou gaan maak op, this is what you're going to look like, or this is what the Arab desert will shout in exaltation and blossom. Hy sê, wanneer jy in die desert is, wanneer jy deur die moeilikste tyd is, moet jy shout for joy, jy moet bly, jy moenie lyk, ek sê dit altyd vir die bediening, wanneer ons deur moeilike tye gaan, jy as 'n mens, miskien as jy bediening, moenie laat ons so lyk nie, moenie lyk dat jy weet, jou skouers is af, jou kop is af, jy is nou net in sak en as, nee my dierbare, moenie die duiwel in die duiwel se hand speel nie. Wanneer ek en jy deur 'n dal van doodskade is. Die Bybel sê, toe Shadrach, Meshach en Abednego in die vuur staan, die Bybel sê, die manne wat buitekant die vuur oond gestaan het, hulle het doodgebrand. Maar Shadrach, Meshach en Abednego binne in die vuur, toe hulle weer kyk, toe sien hulle 'n vierde man in die vuur. Nee, my mens, die Bybel sê, toe die mense uit die vuur het gehaal word, toe ruik hulle nie eens na vuur nie. Daar was geen reuk
van hulle. En mense, dit is die ding, that blows my mind every time. Mense gaan vir jou 'n klomp goedjies vertel, maar hierdie mense was lewendig. Die Bybel is nie 'n storieboek wat mense 'n storieetjie vertel het. Iemand het op sy rug gelê in 'n veld en hy het nou 'n storieetjie. Nee, hierdie mense van hierdie boek, elke mens wat sy naam genoem is in hierdie Bybel, almal. Jesus is soos 'n koning. Almal van Genesis af, regoor tot Openbaring. Ons gaan almal eendag mekaar in die hemel kry, die wat gaan volhard tot die einde toe. Hierdie mense gaan jy met jou oë gaan jy sien. Jy gaan hulle die dag as Jesus kom. Onthou net hierdie mense soos hulle gesterf het meer as 2000 jaar gelede en ons sterf mos uit in generasies in. Almal van ons gaan opstyg uit die aarde uit die grafte uit. Die Bybel sê die dag as Jesus kom al. So hierdie mense waarvanaf hulle ook al is, waar hulle begrawe is. Die Bybel sê niemand weet waar Moses begrawe is nie. Van God het homself, hy gaan ook, ons gaan mekaar halfpad in die lig en met my dierbare. So hierdie boek is nie 'n storieboek wat ek en jy dink, hoe nie, maar dit is so. Die mense het nie na vuur geryk nie. Die mense toe Daniel in die leeukuil was, hy het vriende geword met die leeu's. Weet jy hoekom? Die leeu van Juda was al reeds in die binnekant van Daniel. So dat man, asof hulle geconnect het, hulle het combine, hulle het die ene, die leeu van Juda, die leeu wat gemaak is deur die leeu van Juda, hulle het mekaar, hulle het connect, want die leeu's binne in die den het gesê, nee my mens, die wat ons gemaak het, is hier binne in, hy is hier binne. Mense, kom ons dien God, is al wat ek kan sê. Kom ons dien die Here. So al wat ek vandag wil sê, hierdie skrif is nie 'n skrif wat ek en jy sê, het was vir sekere mense, of het is mos al net vir sekere mense nie. Nee, Psalm 23 is nie vir mense wat in die veld is, met 'n klomp diere en met 'n klomp skape nie. Psalm 23 is nie vir dit nie. Psalm 23 is vir ons almal. Psalm 23 is die Here is my herder, of ek 'n dokter is, of ek 'n onderwyser is, of ek 'n straatveer is, of ek 'n huisvrou is, of ek 'n tandarts is, of ek 'n prokureur is, of ek 'n judge is, of ek 'n president is, die Here is ons almal se herder. Want weet jy wat daar kom in ons almal se lewe? 'n dal van doodskaduwee, waarom ons geen onheil hoef te vrees nie, want die Here wat ons herder is, hy stap nie net met ons nie, maar hy stap voor ons uit, want die Bybel sê, sy stok en sy staf, die vertroos my, so hy lei my op die pad van geregtigheid vir sy naamsonwil. So die Bybel is nie geskrywe vir 'n sekere groep mense nie, die Bybel is geskrywe vir ons almal. Nou sê die woord van die Here, wanneer ek en jy in ons woestyn is, wanneer ek en jy in 'n dorre plek onsself bevind, skep moed my mens, God gaan vir jou, hy gaan vir jou laat blom en jy gaan nie net 'n gewone blom, jy gaan nie gewoon wegblom nie, jy gaan, man, you're gonna be ek gaan het weer sê, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit, but the English word is multifaceted, which means God, if you look at the coat of Joseph, it was a multifaceted coat. It was because he was a kinsman's redeemer. He was bringing a blessing to the people of Israel and the people of Egypt. So God used him in multi ways, multifaceted ways. Die Here het hom gebruik in baie in verskillende areas. Hy het nie net, Joseph was 'n raadgewer binne in die tronk. Joseph was 'n besigheidsman. Joseph het geweet, man, as jy nou van my vra gaan ek jou sê, Joseph was die beste bankbestuurder. Joseph was 'n besigheidsman. Joseph was 'n eerlike man. Joseph was 'n man wat regverdig dat geskied het. Want Joseph toe sy broers en sy pa Egipte toe kom, kon hy gesê het, weet jy wat, julle wil my mos doodgemaak het, ek kan nie vir julle brood gee nie, waar is papa, laat pa kom. Jy weet, hy kan almal hy goed gedoen het, maar die Bybel sê, toe hulle by hom kom, toe sê hy vir hulle, weet julle wat, alles wat julle gedoen het, was die Here. So ek kan nie eintlik vir julle kwaad wees nie, want dit was die Here. So, wat ek vandag vir jou wil sê, my mens is, die Here sê, wanneer ons deur hierdie ding kom, en gaan waardeur ons nou gaan, deur hierdie moeilike tyd, hy sê, ek gaan jou laat blom, ek gaan jou oë oopmaak, ek gaan jou herstel, maar ek gaan jou nie normaal weg herstel nie, jy gaan extraordinary lyk, jy gaan 2 keer beter wees, en lyk as wat jy was, toe jy ingekom het, ek gaan jou klere gaan ek verander, die manier wat jy aangetrek het, gaan nie meer werk, wanneer deur hierdie seisoen kom jy my mens.
Jy gaan jou huis gaan jy refurnish. Jy gaan jou haarstyl sny. My dierbare, jy gaan vir jou man sê, my mens, ek dink ons moet nuwe trouringe kry. Hierdie ding is next level. So gaan deur dit. As jy 'n boyfriend het wat lyk soos 'n skimmel, dan gaan jy vir hom sê, nie my mens, nie my dierbare. Ek en jy kan nie die end uit nie. Jy het so pad nêrens nie. Dan werk jy vir 3 maande, dan is jy by die huis. Dan is almal die probleem en jy is net hierdie probleem. Jy moet maar nou op jou own daar wees, maar ek moet nou vorentoe gaan. Ek kan nie met jou wat weekends as jy in charge van my pyn nie, maar jy sien my man nie. Sê vir hy man, daar is die agterdeur of die voordeur, adios amigos. Ek is op pad na my destiny toe. Ek is ernstig mense. Ek is op pad na 'n toekoms toe wat God gereed het vir my. Ek het nie tyd om my tyd te morsie. Tyd is teen ons. Sê vir hy jong wat jy wil werk nie. Ek kan nie met jou trou nie, want jy is op pad. Jy gaan my lei na die pad van nêrens toe. So ons moet sommer nou hier stop, want ek kan nie met jou nie. Ons tolerate goed wat jou toekoms gaan verongeluk mense. Ek is nog net verlief. Nee. Vra die Heilige Gees, moet hy liefde wat jy kammelikheid in jou hart het, hy moet uithaal, want as hy die regte liefde en hy sê, hy moet jou 'n liefde vir hom inplant, wat jou man en my man en jou vrou en daai is in die Here. So alles wat ons wil hê is binne in die Here. Nou sit dan hy oor 'n jong, wat hy's meer in die tronk as wat hy buite is. Nee man, nee, los hy jong, los hom. As hy wil nêrens gaan nie, laat hy nêrens gaan nie. Moet net nie jy in die ding is, moet jy nie in hy trap val nie. Ek moet by 'n plek kom waar sê, Here, ek wil besigheid meen met u. En dan sit hoe moeilik, my mens, kies lewe. Jesus sê, daar's 2 weer, 1 lei een breë lei na die plek van verduisternis, man, dit gaan nie goed daar nie. Die ander een lei na die lewe, dis die noue pad, hy lei na die hemel, hy lei na voort. Hy sê, kies dan vandag. Hy sê, maar as jy ook jou mind kan opmaak, kom ek sê sommer vir jou, kies lewe. Moenie, onthou net, die duiwelse ding is 'n temporary lekker besigheid. Die duiwel gaat vir jou nou, die dans is aan en het gaat nou lekker. Môreoggend, dan is daar 'n ander storie. Die Here wil vir ons gee lewe en lewe in oorvloed. Hy wil nie vir jou 'n een aand lekker tyd gee nie. Hy wil nie vir jou 'n naweek goeie tyd gee nie, waar jy sê, nee, hy wil vir jou 'n leeftyd lekker te gee. Hy wil jou 'n leeftyd blydskap gee. Hy wil jou 'n leeftyd voorspoed gee. Hy wil jou 'n leeftyd bring in 'n leeftyd van goedheid en guns wat jou volg. Dis die plan van die Here. Nou wil ek en jy settle vir, ons wil net nee, ek wil nie 'n naweek hê nie met dierbare. Ek moet nog bitter ver lewe. So ek kan nie 'n naweek hê wat dit met my goed gaan nie. Los hierdie goed uit en kom by 'n plek en sê vir die Here, as dit voel ek verstaan myself, ek sê, Here, haal hierdie sluier wat hulle oor my kop gesit het, haal hom af, Here, dat ek u kan sien, dat ek kan sien wat u vir my wil doen en wat u vir my wil sê en waantoe u vir my wil bring, Here, en hou my uit hierdie pad uit, waar dit lyk goed. Die Bybel sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die eind daarvan is die weë van die dood. Die Bybel sê dit, mense. So kom ons kies die weg van die Here. Kom ons kies die Here. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Niemand van ons gaan na die Vader toe kan kom, behalwe dat ons deur die weg kom en die waarheid en jy gaan nie anders kan kom nie. Jy kan nie hier kies en daar kies wil jy by die weg staan nie. Nee, die weg is net die Here. Die waarheid is die Here. Die lewe is die Here. Dis al meneer. Mag die Here jou seën. Ons is terug. Ons is ongeveer by die eerste 3 verse van hierdie hoofstuk, my mens. Die Here seën jou.